Die hoop van godsdienst is gebou op konseptuele skeppinge van die mensebrein. As ek nou dink hoe lank ek in die kerk was en hoe oortuig ek was van dat ek die regte ding doen, tot by die punt wat ek besef het dat wat ek gedoen het, is nie reg nie. Is onwaar, is nonsens. As jy dink aan jou eie lewe, Jean, op watter punt het jy daarby gekom? Nou goed, jy was nog altyd 'n goddelose joernalis, so dit is baie makliker om daar by daai punt uit te kom, maar ek was nie. So die twee Engelse woorde wat ek sê, wat ek dink, waarvoor ek graag sou wil staan, is kindness and decency. Ja, dat is mooi. Maar as dit die asse van die voertuig is, dan is die undercarriage, die sessie daarvan, is menswaardigheid. Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende, ek is Ferdi Mulder en jy is so welkom om saam met ons te kuier, aan te sluit, te stuur vir vriende, familie, gewone Christene, professore, dominees, pastore, ouderlinge, diakens, vir alle Christene wat toegerus kan word, wat opgebou kan word, wat uitgedaag kan word, om getrou te bly aan ons wonderlike Here Jesus Christus en die onfeilbare woord van God. Vriende, die afgelope klompie jare het daar 'n paar vooraanstaande predikante uit verskillende kerke ateïste geword en boeke geskryf daaroor. En een van die beroemdste is uiteraard Dr. Ben de Tooy. Hy het na aftrede, toe hy op pensioen is, het hy besluit om 'n boek te skryf om te sê hy het 'n post-teïs geword, wat eintlik tegniese ateïs is. En hy doen elke nou en dan 'n onderhoud wat hy bietjie verder praat oor sy werk, sy boeke, sy ontnugtering met die kerk, ensovoorts, ensovoorts. En ons het al reeds 'n paar programme oor hom gemaak. En nou vra jy miskien, hoekom nou nog 'n program maak? Die rede hoekom ek gedink het dit vir 'n klomp Christene interessant miskien gaan wees om nog 'n program te maak, is hy het onlangs 'n nuwe onderhoud gedoen en 'n klompie dinge gesê wat hy nog nie vroeër in onderhoude gesê het nie. So ek het 'n vermoede, daar gaan 'n klompie Christene wees wat dit interessant gaan vind. Miskien is jy 'n teologie student, miskien word jy vir die eerste keer gekonfronteer deur hierdie kritiese teologie wat by die universiteite geleer word, en miskien is daar 'n paar stukkies wysheid wat ons met mekaar kan deel. So wat ek wil doen is, ek wil soos in die verlede 'n paar grepe uit hierdie onderhoud met jou deel, en uiteindelik hoop ek dat dit vir jou gaan bemoedig en gaan verhelderend wees. Nou, voordat ek begin, laat ek net 'n paar kwalifikasies gou vir jou gee om te sê, wat dink ek gaan nuut wees in vandag se program. Julle weet dat hy hierdie boek geskryf het, Dr. de Tooy, in 2000. Julle weet ook nou van sy boek wat hy nou in 2018 daar rond geskryf het oor God is daar 'n ander antwoord. So hierdie twee boeke is altyd baie belangrik. Maar in die tweede helfte van vandag se program gaan ons bietjie infokus op hierdie boek. Sprakeloos oor God, wat ek nog nooit in enige van die onderhoude gesien figureer het nie. En hierdie boek, vermoed ek, is eintlik die belangrikste boek. Ons gaan daarby uitkom, maar laat ek net sê, want die eerste boek het hy nou die maagdelike geboorte ontken, die bestaan van die duiwel, die opstanding radikaal anders geïnterpreteer, en dan die tweede boek wat die heeltyd in die debatte is hierdie wat hy nou 'n post-teïs geword het. Maar hierdie boek is eintlik 'n poging gewees om die geloof nou nuut te verwoord en te bly in die kerk. So hier is 'n klomp interessante dinge wat ek ook in die tweede gedeelte van ons gesprek vandag bietjie gaan bespreek. Miskien gaan dit vir jou 'n paar insigte gee wat jy nie vroeër gehad het nie, oor hoe het hy bly glo vir 'n tydperk, en hoe was daai geloof anderster voordat hy 'n ateïs geword het. Dis die een ding. Die ander ding wat interessant is, daar gaan tegniese detail wees oor hierdie boek in die agtergrond, en hy gaan goed sê oor Prof Willie Jonker en Professor Odendaal wat hy nog nooit tevore so gesê het nie, en dan gaan ek ook probeer om 'n bietjie toelichting daaroor te gee, en dan aan die einde sal ek ook so 'n bietjie waar hy nou oor sy nuwe post-teïsme praat en wat is vir hom belangrik, sal ek so 'n bietjie daarop vir ons toelichting probeer gee. En soos altyd sal ons met goeie nuus afsluit uit die woord om jou te probeer bemoedig. Nou goed, so kom ons begin met die eerste boek, en ons gaan luister waar John Oosthuizen bietjie met hom praat oor die agtergrond van die boek en wat in die boek bespreek was, en dan sal ek
'n bietjie toelichting daaroor gee. Kom ons luister. Dit was ook die plek waar die geboorteplek van jou eerste boek, wat in 2002 uitgekom het, God geloof in 'n postmoderne tyd. Ek onthou, ek het jou nog nie geken toe ek jou boek gelees het nie. Dit is 'n boek wat 'n groot opslag gemaak het. Vreeslik daai tyd as mens nou terugdink kan wonder mens beteken hoekom was daar sulke groot opslag. Maar in daai tyd het jy fundamentele dinge aangespreek in jou boek as 'n NG Dominee wat wel, ek dink nie enige ander het dit ooit gedoen in daai tyd in 'n boek soos wat jy dit gedoen het nie. Jy het gepraat oor die maagdelike geboorte, oor die godheid van Jesus. Daar's nog die bestaan van die duiwel. Die bestaan van die duiwel was 'n groot ding. En daarin het jy prontuit gesê daar bestaan nie entiteit soos die duiwel nie. Het jy voorsien dat dit so 'n groot storm gaan ontketen? Kyk, dit is nou in die tweede gemeente in Dias wat dit gebeur. Was in Dias gewees? Ja, in Port Alfred was ek 4 jaar en toe was ek 18 jaar in Dias gemeente in Port Alfred. En daar het dit is eintlik maar my finale jaar katekisasie oplag. Wat ek toe op 'n later stadium in my lewe, nog voordat ek gebed het van hierdie pos in die Kaap. So jy het toe al jou katekisante geleer, daar is nie 'n duiwel. Absoluut. En die maagdelike geboorte is nie, jy weet, 'n maagdelike geboorte nie. Is in terme van die konteks van daai tyd is daar hoeveel maagdelike geboortes gewees van heilige mense is en dit is die konteks. Het gaan weer oor die konteks, nie wat ons verstaan het. Dis ander hierdie boek wat ek sê wat ons eintlik al lank al doen, maar wat ons toen nog nie verwerk het in die teologie nie. Dit is met die ongelooflike ding dat ons dit nog nie verwerk het in die teologie nie. Maar anyway, dit is waaroor daai boek gegaan het om dit te verwerk. Ook die godheid van Jesus en hoe die maagdelike geboorte dan miskien die godheid van Jesus bevraagteken. En die liggaamlike opstanding, al daai groot kontensieuse sake. Maar dit was nog altyd in doel om ten spyte daarvan of om juis op 'n nuwe manier daarna te kyk om die paradigma skuif van premodern voorwetenskaplik na modern, na selfs postmodern of laatmodern te verduidelik hoe hierdie goeders werk. En dit is hoekom ons nou anders dink as toe. Hoekom ons nou ander tools gebruik in ons taal om ons werklikheid te beskryf as wat toe gebruik is. En dis met ander woorde, ons kan nog steeds in die boodskap glo. Maar die verpakking waarin dit nou is anders. En ons moet dit kan verreken. So dit is opbouend en positief bedoel. Goed, so net 'n paar opmerkings. Die eerste ding is, die boek was gepubliseer in die jaar 2000, nie 2002 nie, en in die boek was natuurlik nou die maagdelike geboorte, die godheid, die bestaan van die duiwel, die liggaamlike opstanding het hulle ook genoem, en dan praat Dr. De Tooy en hy sê dat hy het reeds met sy katekisante, sy belydennisklas, het hy hierdie dinge gedeel, die duiwel bestaan nie regtig nie, die maagdelike geboorte, en dan sê hy die doel was om op 'n nuwe manier om te gaan met die skrif en om by die boodskap te bly, maar die verpakking moet nou aangepas word en verander word. So, 'n paar opmerkings. Hy was oortuig hiervan, hy het dit met sy katekisante gedeel en dit was natuurlik baie kontroversieel ook op daai stadium. Kom ek gee vir jou net 'n kort aanhalingkie uit 'n berig wat verskyn het oor die boek daai tyd, waarin van die voorste professore in Suid-Afrika, onder andere professor Jan Durant wat by Bloemfontein was en so aan, wat hulle gereageer het op hierdie boek. En hulle sê byvoorbeeld dat Dr. De Tooy verwerp Bybelse perspektiewe op die bonatuurlike, byvoorbeeld die wonders van Jesus, die bestaan van die duiwel, die maagdelike geboorte. En dan word hier gesê dat wat anders as die etiek van Jesus bly oor as dit alles verwerp word. Bietjie laer af oor die opstanding word gesê dat dit word wesenlik verander. Al wat by die dood gebeur is dat die menslike energie Jesus dan ook van vorm verander, sodat die mens na die dood in 'n ander vorm by God voortbestaan. Die Christen sou dus nie meer kon aanvaar dat Jesus die dood oorwin het en die vrees vir die dood weggeneem het nie. Nou, dit was 'n bespreking deur 'n paar professore, en dan het Ben De Tooy ook in 'n onderhoud op Litnet, het hy toe oor die opstanding, het hy uitgewy, en hier is 'n stukkie van die onderhoud wat hy oor die opstanding gehad het, 'n paar jaar later. Wat daarvan as iemand eerder die opstanding as 'n simboliese idee sien, dan sê hy hier laer af dat ons moet ruimte maak met die postmodernisme vir 'n nuwe soort spiritualiteit, en hy sê, hy voel dit moet nie 'n struikelblok wees nie. Nou,
Kom ons gaan gou en luister na 'n ander interessante ding oor die publikasie van hierdie boek. Hy vertel dat CLF het uiteindelik hierdie boek gepubliseer en toe hy aangestel is in die Kaap, in van hierdie senior posisies nou in die kerk, het hy voordat hy die pos aanvaar het hy vir die kommissie wat hom moes aanstel, hierdie boek gestuur in 'n PDF, sodat hulle voorbereid is en weet hier kom 'n kontroversiële boek. En in die verlede sou hy altyd gesê dat hulle het geen probleem daarmee gehad nie, hulle het hom aangestel. Hoor wat sê hy nou in hierdie onderhoud oor die kommissie wat hierdie boek voor die tyd ontvang het. Maar ek wil net hê julle moet weet dis waarom ek aankom in die Kaap. Ja. En hulle sê my dat weet, dis alright, hulle het nie probleem daarmee nie. Ek het nadat dit het ek besef, net 4 van hulle het gelees. Maar dit was 10 mense, maar okay, dit is nou daar naartoe. Dit kom toe nou aan. So ek wil net sê, dit is eintlik 'n interessante sameloop van omstandighede wat gemaak het dat toe ek in die Kaap in die Sint-Daniël pos aangestel is, dat dit toe nou op in die openbaar. So dis interessant dat daar was 10 mense op die kommissie en slegs 4 van hulle het die boek voor die tyd gelees. So mens moet daarom ook nie krediet gee vir van hierdie ander kommissielede wat nie die boek gelees het nie en hy is toe aangestel in van hierdie senior posisies in die kerk. Nou, kom ons gaan vervolgens waar John Oosthuizen vir Dr. De Tooy gaan vra oor die roeping wat hy ontvang het om 'n predikant te word. Kom ons luister. Wat is stadium van jou lewe het jy lus gekry vir die beroep en wat het jou finale besluit om 'n predikant te word? Jean, dit is 'n vraag met 'n baie moeilike antwoord want ek weet nie. Die interessante ding was dat ek het groot geword met 'n ouer broer, 2 jaar ouer as ek, wat baie lief was vir die CSV en sulke soort van dinge, en die mense het eintlik almal gedink dat hy sal dalk in my pa se voetspore volg. En ek was nie nou die mees voorbeeldige soetseun wat daar was nie, en my taal was nie altyd die mooiste van almal nie, en daai soort van dinge. En toe ek nou aankondig dat ek gaan, of dit word nou duidelik dat ek gaan vir 'n predikant. Wat 'n ouer was dit? Wel, dit is nou in die einde van matriek, soos nou laat skooljaar. Ja. Toe was dit werklik 'n skok vir almal. Ek bedoel, hulle het nie dit gedink, dit kan moontlik wees nie. Maar nou ja, in elk geval, dit het toen net gebeur. Ek het nooit, om een of ander rede, het ek altyd net geweet, dit is wat ek gaan doen. Het jy ooit op skool 'n groot bekeringservaring gehad? Nee, ek was krities. Nee, ek was baie krities daaroor. Ek het van CSV-kampe af weggebly. Ek het 'n ongelooflike vrees gehad. Nou goed, 'n paar interessante goeders om hier uit te pak. Die eerste ene is, het julle opgemerk oor roeping. Hy het nie 'n roepingsbesef gehad nie. En ek wil al klaar vir jou sê, as jy 'n student is, het jy 'n roeping van die Here ontvang om 'n predikant te word? Of doen jy dit maar net omdat dit is 'n ding wat jy gedink het om te gaan doen, of jy stel belang, dis interessant. Het jy 'n roeping van die Here ontvang om predikant te word? Ek dink aan 2 tekste wat belangrik is. Die een is Romeine 10 vers 14 en verder, wat praat van hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Is jy gestuur om 'n predikant te word, om 'n pastoor te word, om die woord te bedien? Dis die eerste teks wat ek dink belangrik is. Die ander teks, Jakobus 3 vers 1, julle moenie almal predikers of leermeesters wil wees nie. Hoekom? Daar gaan 'n groter oordeel van die Here wees oor predikante as op gewone lidmate. Dis 'n enorme ding. Ek dink ook aan Martin Lloyd-Jones wat gesê het, as jy ervaar die Here roep jou, jy moet dit probeer so lank as moontlik veg teen dit. Ek dink Martin Halt op wie ons konferensie ook nou gedoen het, sy seun Jonathan Halt het vir sy pa gaan sê, ek glo die Here roep my. Sy pa het vir hom probeer sê, vergeet daarvan. Dit moet wees soos 'n vuur wat in jou brand, wat jy nie kan weerstaan nie, en uiteindelik kan jy niks anders doen nie. So die roeping van die Here is 'n baie belangrike ding. Die ander ding wat interessant is dat Dr. De Tooy sê, hy het van die begin af nie geglo in bekering nie.
bekering nie. Nou goed, ons kan lank praat oor die tegniese goed van Arminianisme en Calvinisme en hoe dit in mekaar inpas. Maar die belangrike ding is, hy het nie glo in 'n God wat oordeel en Jesus kom dra die skuld in ons plek en ons moet tot bekering kom nie. Kan ek 'n paar tekste met jou daar deel? Onthou julle wanneer Petrus in Handelinge die evangelie bring, die eerste groot toespraak, wat sê hy? Bekeer julle. Wat van Paulus in Handelinge 17? Kom ek lees dit ook gou vir jou. Handelinge 17, ons maak gou daarop. Hy's in die Areopagus, voor al die filosowe. Wat sê hy? Hy sê, want God het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy gekies het. En dan is die oproep om tot bekering te kom. Onthou julle Johannes 3, Nikodemus kom. Wat sê die Here Jesus vir hom? Jy moet wedergebore word. Bekering, vriende, is deel van die DNA van die evangelie en is deel van jou roeping. Nou kom ons gaan vervolgens en ons luister waar Dr. De Tooy gaan praat oor 2 professore wat 'n groot impak op sy lewe by Stellenbosch gehad het. En ek wil al reeds vir jou sê, onthou nou net, Dr. De Tooy het intussen aanbeweeg. Hy glo nie in die maaglike geboorte nie, die duiwel is premodern, die opstanding moet radikaal verander word, en nou gaan hy praat oor van hierdie mentors wat hy gehad het, toe hy by Stellenbosch was. Kom ons luister. So, my vraag is, was dit vir jou half 'n ontnigtering toe jy daar kom, en die goed is begin leer op universiteit oor teologie, of wat was jou ervaring? Nee, wie, want ek dink, wat vir ons gehelp het, was 'n man met die naam van Willie Jonker. En per Willie Jonker het my lief gemaak vir teologie. Hy was 'n vroom ou, maar hy was 'n baie skerp denker, en hy was 'n sistematiese teoloog. Een van die twee sistematiese teoloë op daai stadium was Jonker en Heinz. Jonker het ons toegelaat. Hy het eintlik so 'n groepie van studente het hy gehad wat kritiese teologie gelees het, en dan met hom gaan sit het, met hom gesels het, wat regtig 'n soort van 'n groot voorreg was. En so ek dink, en wie, wat as ek nou dink, ons het daai tyd al ouens gehad soos professor Dirk Odendaal, wat al krities gekyk het na die Ou Testamentiese geskrifte in daardie soort van dinge. En ek bedoel, ek het hier 'n boek wat Israel en sy bure, wat uit daai tydperk kom. Jy kan nie glo nie, wat al die konteks vir ons van waaruit die Bybel geskrifte kom geleer het. En 'n mens is eintlik verbaas as jy daaroor dink dat the penny never dropped. Jy gaan tot op 'n sekere punt en dan besef jy net, en dit is waarin ek in 'n groot mate my hele lewe my gewy het, ook in synodale verband, is om hierdie ou boek se verhaal nog steeds binne 'n nuwe konteks te verkoop, so to speak. Dis nou dalk nie 'n mooi woord om te gebruik, maar om dit geloofwaardig oor te dra, om te sê, maar ons kan nog steeds glo in God, al leef ons heeltemal 'n ander tyd. Nou goed, baie interessant, 2 groot teoloë, Willie Jonker en ook professor Odendaal. Nou, voordat ek reageer op hulle, net eers wat hy sê, the penny never dropped. So, dit gaan nou oor hierdie kritiese teologie, wat Dr. De Tooy sê, eintlik per implikasie vir hom het die penny gedrop. En dan wil hy in 'n nuwe konteks wil hy hierdie nuwe verstaan verkoop het aan mense. Nou goed, voordat ons gaan kom wat hy sê oor Prof Willie Jonker, oor wat hulle toegelaat het om die kritiese teologie te doen, laat ek net oor professor Dirk Odendaal gou iets vir julle sê. Dis merkwaardig dat hy nou sê dat professor Odendaal nou ook die kritiese teologie en die konteks vir hulle gegee het, wat hy eintlik per implikasie moet sê, hierdie ouens staan eintlik by hom in 'n sekere sin. Nou, ek wil met respek van hom verskil. Hier sit ek met die Reformation Study Bible en professor Odendaal, Ou Testamentikus van Stellenbosch, hier is sy naam in hierdie Bybel. Hy het die deel oor Jesaja gedoen in hierdie Bybel. En wat merkwaardig is dat hy het die konfessionele verstaan van Jesaja verdedig in hierdie studie Bybel. Kritiese teoloë het Jesaja in 3 dele opgedeel en gesê dis 3 verskillende outeurs wat dit bymekaar gevoeg het. Hy verwerp daardie teorie
En praat ook van die profesie wat vervul is, Jesaja 53, die maagdelike geboorte, hoe Matteus en die Nuwe Testament dit gebruik, en hy verdedig hierdie bonatuurlike profetiese boek as 'n geheel. Net so, dis net om die rekord reg te stel. Professor Odendaal, hulle, soos Calvin hulle, soos Bavinck hulle, het van die begin af het ons altyd die kritiese teologie ernstig gevat. Maar deur die Here se genade bly ons by die openbaring van God, hoe hy hom geopenbaar het, ook in Jesaja. Dit is net 'n gedagte oor professor Odendaal. Nou, kom ons gaan gou-gou na professor Willie Jonker. Nou, hy sê hier dat hy was 'n skerp denker en hy praat ook van dat hy het hulle toegelaat om die kritiese teologie te lees in 'n groepie. Hy het hulle toegelaat. Nou, een van die groot kritiese teoloë wat hulle dan moes gelees het, moes seker Rudolf Bultmann gewees het. Hier is Bultmann se beroemde werk oor die sinoptiese evangelies waarin hy argumenteer, die vroue by die graf is latere legendes, die opstanding word vergeestelik, dis net simbolies, Jesus staan in jou hart op. So hulle moes hiervan gelees het as dit nou hierdie kritiese teologie is wat prof Willie Jonker met hulle saam gelees het. Dr. De Tooy self het in 'n onderhoud gesê ons moet nou ruimte maak dat die opstanding 'n simboliese idee is. Kom ons kyk, wat het professor Willie Jonker glo ek tot sy dood oor die liggaamlike opstanding van Jesus geleer. Ek lees vir jou 'n stukkie wat hy in die Burger geskryf het. Vir baie jare het hy vir die Burger geskrywe. Hoor hierdie stukkie wat hy op 25 April 1987 skryf. Waarom is dit vir die Christelike geloof so belangrik om vas te hou aan die liggaamlike opstanding van Jesus uit die graf? Kan ons dit nie maar op 'n geestelike wyse interpreteer om die besware van die wetenskaplike moderne mens tegemoet te kom nie? Sal ons enigiets verloor as ons die verhaal van die opstanding interpreteer as 'n mitologiese inkleding van die geloof, dat Jesus se dood nie die einde was nie, omdat hy, hoewel dood tog by God lewe? Nou sê hy, dit is hoe beroemde moderne teoloog, dis nou hierdie kritiese teoloog wat Dr. Ben sê, wat prof Willie hulle laat lees het in 'n groepie. Dit is hoe hierdie teoloog dit voorstel, in die hoop dat hulle daarmee 'n groot deel van die aanstoot kan verwyder wat vir die moderne mens aan die idee van die liggaamlike opstanding van Jesus kleef. Nou, kom ek lees nog 2 stukkies, net kort. Wat is sy reaksie hierop? Hy sê, wie so redeneer, moet egter besef, dat hy daarmee volgens Paulus die evangelie in sy hart aantas. Dit is nie eers die moderne mens, ons kan sê die postmoderne mens, wat probleme ondervind het met die liggaamlike opstanding van Jesus nie. Wat dit betref, was die mense in Bybelse tye ook al merkwaardig modern. Hulle wou ook nie glo in die liggaamlike opstanding. In Handelinge 17 lag die mense, die filosofe vir Paulus uit. Hy praat daar van die oordeel van God wat gaan kom. Nou, nog 1 of 2 stukkies van prof Willie Jonker. Dit was 'n voorreg vir my om 'n klomp van prof Willie Jonker se werk te ontdek, nadat ek my doktorsgraad klaar gemaak het. Hierdie kritiese teologie waaroor Ben praat, wat hy in sy boek hier verkoop, wat hy nie verpak het. Hierdie moderne en postmoderne kritiese teologie. Hoor wat sê prof Willie Jonker in die jare wat Ben in die klas is saam met hom, hierdie 1977, skryf prof Willie Jonker die volgende. Hy sê, deur 'n radikale skrifkritiek word die dinge wat nie in die denkpatroon van die moderne mens kan inpas nie, op een of ander wyse wegverklaar en omgedui totdat die boodskap wat uiteindelik oorbly as geloofwaardig en aanvaarbaar beskou word. Daai woordjie geloofwaardig is ook die hele tyd in Ben se woordeskat wanneer hy oor hierdie goed praat. Nou sê professor Willie, hy sê, die weg van die modernisme loop altyd weer op teleurstelling uit. Die geskiedenis het bewys dat 'n radikale modernisme kerkontbindend werk. Het gaan die kerk ontbind. Dis wat prof Willie Jonker sê. Julle ontbind die kerk deur hierdie kritiese, radikale teologie. En dan sluit hy hier af en sê, die mens, die moderne mens, sal hom van baie van sy kenmerke moet bekeer. Slegs langs die weg kan daar gewerk word aan 'n herstel van die eenheid tussen Christendom en kultuur. Vriende, die kritiese teologie ernstig opneem,
maar bly by die onfeilbare woord van God. 'n Klompie jare later, toe Dr. De Tooy nou reeds in die bediening is, klompie jare later, toe het professor Willie Jonker opgetree by die herdenking van die Kweekskool in Stellenbosch. En hy het 'n baie belangrike referaat gegee oor die Bybel as die woord van God. En waaraan moet ons vashou vir die toekoms van die kerk? Hoor wat skryf hy hier ten slotte. Ons kan nie die uitdaging waarvoor ons staan tegemoet tree sonder dat ons bepaalde duidelike grondoortuiginge daarop nahou nie. Die vernaamste daarvan moet wees dat ons nog meer as tevore bereid sal wees om in gehoorsaamheid te buig voor die gesag van die Heilige Skrif as die woord van God wat alleen vir ons die lig op ons pad en die lamp vir ons voet kan wees. Nou waarsku hy die kerk vir die toekoms en hy sê, die geskiedenis het bewys dat geen teologie wat die gesag van die skrif bevraagteken of verontagsaam het, nog ooit werklik 'n bevrydende woord kon spreek in 'n tyd van krisis nie. Vriende, die oproep van Prof Willie Jonker om in gehoorsaamheid te bly buig onder die gesag van die woord van God. Nou goed, vervolgens gaan Dr. Ben De Tooy weer praat oor apartheid. Nou ek bring nie die saak op nie, ek besef ons mense is moeg om daaroor te praat, maar die feit is dat 'n klomp teoloë dit die heeltyd weer opbring en hoor baie mooi wat gaan hy nou oor apartheid sê en die kerk en dan gaan ek ook daarop vir ons reageer. Die apartheid is gebore vanuit die kerk. Jy het geweet? Nee, vertel. Dat die NG Kerk het by die parlement, die regering, gevra om sekere wette soos die ontuchtwet en die wet op verbod van gemengde huwelike, om dit in te stel op grond van teologiese oorwegings, die apartheid, die toring van Babel en alles. So die teologiese basis, dis nie asof die politici apartheid uitgedink en toe sê die kerk, okay, ons dink ons hou daarvan nie. Ja. Dit het van daar uitgekom in die 50er jare. Vriende, 'n paar belangrike opmerkings. Kom ons begin net eers met Prof Willie Jonker in hierdie boek wat hy geskryf het, Selfs die kerk kan verander. 1962 het Prof Willie Jonker, toe hy aangestel is as die aktuarius by die Suid-Transvaal Synode, het hy die verwysing na slegs blankes wat kan lidmate word, het hy uit die kerkorde verwyder. Gereformeerde teoloog, Willie Jonker, 1962 dit gedoen. Kom ons gaan nog terug. Professor Benny Keet, hier sit ek met 'n pak van sy boeke. Hy het by Herman Bavink gepromoveer. NG professor in Stellenbosch. In 1948-49 vat hy die synode aan vanuit sola scriptura. Hier skryf hy 'n boek wat hy sê jy kan nie die Bybel gebruik om apartheid te regverdig nie. Kom ons gaan nog terug. Dr. D.F. Malan, Benny Keet het oorgeneem by hom by Graafreinet gemeente, NG gemeente. D.F. Malan was 'n liberale teoloog in die NG Kerk wat die hoër kritiek gebruik het en toe bedank het as NG predikant. Hy was ook 'n Darwinis wat geglo het in evolusie, dat ons het oor miljoene jare het die mens geëvolueer en hy het die argitek geword van die regverdiging van apartheid as 'n kritiese teoloog wat nie die gesag van die woord van God aanvaar het nie. Kom ons gaan nog 'n bietjie terug. Theo Soga, onthou julle hierdie boek van ons wat ons verlede jaar gedoen het. Hy staan op teen Charles Darwin hulle wat die evolusieteorie gebruik vir rasisme in Suid-Afrika. In hierdie boek het ons direkte aanhalings uit Charles Darwin se werk. Hier sit ek met 'n boek oor die rasisme van The Origin of Species, waar hulle praat van die sogenaamde superieure rasse wat die minderwaardige rasse gaan uitdelg. Vriende, hierdie goeters is gebore uit Darwin se teorie van evolusie. En dit was kritiese teoloë wat 'n belangrike rol gespeel het, ook in die ontginning van hierdie teorie. Dit is 'n strooipop om die heeltyd te sê, die kerk was verantwoordelik en het dit uitgedink. Dit het bestaan in Darwin hulle voordat die kerk ook daarbey betrokke geraak het. Dis my perspektief.
En jy kan gerus vir my laat weet wat jy ook daarvan dink. Nou goed, kom ons gaan nou 'n bietjie vorentoe. Onthou nou die eerste boek wat in 2000 verskyn het en dan die laaste boek oor waar hy nou 'n Poustheus geword het. Hierdie twee boeke word aan ons voorgehou as die twee boeke. Maar daar's 'n middelboek wat ek in glad nie enige van die gesprekke vind nie. Nou laat ons net eers gou sê waar het hy opgeëindig. Hy het opgeëindig om te sê godsdienst is uitgedink deur mense. Kom ons hoor net gou waar hy dit weer sê. Die hoop van godsdienst is gebou op konseptuele skeppinge van die mensebrein. So hy glo dat die godsdienst is uitgedink deur die mens en dan het hy ook vertel van hy is nog steeds lief vir die kerk en die musiek en die liturgie en die kerkgeboue wat vir hom sy hart roer, maar hy glo dat die godsdienst is uitgedink deur mense. Nou, kom ons hoor gou waar John dan met hom praat oor die eerste en tweede boek, dat julle net hierdie idee kry van hoe dat hulle die heeltyd net oor hierdie twee boeke praat en hoe hy geskuif het tussen die twee boeke. Kom ons hoor net gou waar hulle daaroor praat. Dat daardie boek van jou, die eerste boek, het vir baie mense soos ek dink op 'n lang pad gevat. En as jy nie die boek geskryf het nie, dan het baie mense gedink, maar dit is waar jy nog steeds is en waar dit opgehou het. En dit is nie die geval nie. Ek bedoel, daar is 20 jaar tussen die twee boeke en dit is jou, wat jy toegeglo het en wat jy hier geglo het is baie ver van mekaar af. Goed, so hier is die argument dat van die eerste boek tot by die laaste boek is daar 'n radikale groot sprong wat ver uit mekaar uit is. Ek wil vandag probeer argumenteer dat dit nie eintlik so is nie. As jy die middelboek vat, wat eintlik dink ek die belangrikste boek is, want hierdie boek gaan vir ons verduidelik, hoe het Dr. De Tooy dit reg gekry om nadat hy die maaglike geboorte, die bestaan van die duiwel, die bonatuurlike uitgegooi het, hoe bly jy 'n Christen? Hoe bly jy 'n pastoor of 'n dominee, as jy nie met daai goeters glo nie? Hoe word jy nie 'n ateïs nie? Hierdie boek probeer, en ek wil krediet gee in 'n sin ook vir Dr. Ben, in 'n sekere sin, dat daar sekere gedeeltes wat baie mooi geskryf is in hierdie boek, waar hy werklik probeer hard werk om nog 'n geloof aan die gang te hou, maar op 'n nuwe raamwerk. En laat ek gou vir julle sê, ek het hoofstukke hieruit nou deurgewerk. Hy gebruik die beeld van 'n jazz orkes, Amerikaners wat by hom kom kuier het, en dan praat hy van dat daar's 'n sekere klank wat jy hoor, wat nie geskryf is in die bladmusiek nie, en daardie klank noem hy 'n blue note. Dis amper soos 'n onuitgesproke ervaring wat jy het van 'n ontsettende mooi klank wat jy nie kan definieer of verwoord nie. Dan gebruik hy dit as 'n metafoor om die geloof te herverwoord op 'n nuwe fondasie, om te bly glo ten spyte van die sekerhede wat weg is. En dan definieer hy ook geloof en vermeng dit met onsekerheid. So dis 'n onsekere geloof. En nou is daar 'n sekere paar woorde wat soos baswoorde die heeltyd gebruik word. Verwondering van God, die misterie van God. En daardie woorde is nuut gedefinieer en ingekleer met 'n nuwe inhoud wat daaraan gegee word. Hy doen dieselfde met Hebreërs wat praat oor die geloofshelde, en geloof is die sekerheid in die dinge wat ons hoop, die dinge wat ons glo, maar wat hy dan doen is, dan herdefinieer hy daai geloof om eintlik nie te weet nie, en is basies 'n sprong in die duister, in hierdie misterie van God. En dan wat hy doen is, dan praat hy hierdie nie weet nie, dan sê hy maar daar's 'n God wat dit geskep het, maar hierdie God het die natuurwette geskep, en dan glo ons in die God wat geskep het, maar hy haal al die wonders uit. So hy herdefinieer die geloof op 'n manier wat die wonderkarakter uithaal, en dan skep hy hierdie verwondering, misterie verstaan van godsdienst. Verstaan julle wat hy hier probeer doen? Hy probeer hard om die geloof te veranker in iets niets. En nou is die interessante ding, en ek dink dis eintlik die belangrikste ding wat ek van die boek weggeneem het is. Nou word die sakramente kry 'n nuwe status. En dit word belangriker as die prediking.
Onthou julle Paulus in 1 Korintiërs die dwaasheid van die prediking waardeur God mense red. Iemand wat gestuur om die woord te verkondig. Die verkondiging van die onfeilbare woord van God is nou nie meer so belangrik nie. Ons kan nie meer nie, oor al die onsekerhede. Geloof is nou verwondering, misterie. En dan vat hy die sakramente, die doop en die nagmaal, en hy maak iets visueel daarvan wat ek dink problematies word. Hy praat oor die uitverkiesing, God wat jou vashou, God het jou uitverkies, maar jy glo nie meer in die bestaan van duiwels of die maaglike geboorte nie. Die opstanding is radikaal anderster, maar ek glo in die uitverkiesing. Gedoop en ek is gered. En dan die sakramente, die nagmaal word rooms. Ikone, kerse wat brand. Hierdie fisiese dinge word dan 'n nuwe voertuig of 'n nuwe manier om hierdie verwondering, misterie aan die gang te hou, terwyl ons nie meer staan by sola scriptura nie. Ons staan nie meer by hoe die skrif homself aan ons voorhou nie. En wat ook dan belangrik word is dat nou moet jy hierdie nuwe verstaan, moet jy nou verkoop aan mense, en hoe gaan jy dan dit aan 'n synode verkoop? Hoe doen jy dit? Ek wil vir jou 'n paar dinge noem aan die einde van die boek. En hoor mooi, wat is die voorleggings wat gemaak word aan die kerk? En ek wil hê jy moet mooi fyn hoor wat is afwesig. Wat is nie hier nie, wat veronderstel is om hier te wees. Hy sê die leiers van die kerk moet hulle instrumente se snare begin instem en duidelik 'n lied van die Here aan die volk van God verkondig. En dan noem hy nou 'n paar goed. Nommer 1, bevrydende werk van die evangelie. Tweede, die melodie van die genade van God. Nommer 3, die verruklike liefdeslied van God. Liefde, genade, vergifnis. Nommer 4, die matelose deernis van God. En dan laastens, sprakeloos en die verwondering oor God. Vriende, wat is afwesig? 'n heilige God, wat sonde oordeel en bekering. Die erfsonde is ook weg. God het nie die oordeel wat oor ons kom op Christus gesit en ons moet tot bekering kom nie. Dis uit. Nou word dit verwondering en liturgie en ikone en fisiese, tasbare, waarneembare goeders in die kerk om hierdie misterie ding vir jou aan die gang te hou. Maar nie meer die autoriteit van die woord van God wat met krag gepreek word vir bekering nie. Vriende, nou voordat ons gaan afsluit met die Bybel, wil ek net 'n laaste stukkie vir jou gee waar hy praat oor wat is dan nou vir hom die filosofie wat vir hom sin maak. Wat is nou vir hom die basis van sy nuwe pausteïsme? En hoor mooi wat gaan hy sê, dan gaan ek so bietjie daarop ook repliek lewer. Kom ons luister. So die twee Engelse woorde wat ek sê, wat ek dink waarvoor ek graag sou staan, is kindness and decency. Ja, dat is mooi. Maar as dit die asse van die voertuig is, dan is die undercarriage, die sessie daarvan, is menswaardigheid. Het is merkwaardig dat Dr. De Tooy sluit af met menswaardigheid en dan sal hulle 'n lang gesprek hê oor die konstitusie wat die menswaardigheid van alle mense wil eerbiedig en respekteer, menswaardigheid, en dan praat hy oor die LGBTQ+ beweging en al die dinge wat daarmee saamgaan, menseregte. En terwyl ek geluister het, vra ek vir myself, wat van die menseregte? Wat van die in die beeld van God gemaak van meer as 2 miljoen babetjies in Suid-Afrika wat vermoor is sedert 1997? Wat van hulle menswaardigheid, Dr. De Tooy? Het ons nie die mens God gemaak nie? Dat ons besluit nou wat is God? Wat is waar? En ons het menswaardigheid die God gaan maak. En in die proses, die woord van God verlaat. Vriende, ek sluit af met die woord en ek het gewonder wat se teks kan ek mee afsluit wat al hierdie dinge vandag net in konteks kan plaas en vir jou wat die Here Jesus wil dien kan moed gee vir die pad vorentoe. En ek het gedink om te lees uit 2 Petrus. Petrus is gemartel. Ons dink in die tyd van Nero, wat die Christene vervolg is vir hulle geloof.
En waarskynlik kort voordat hy onderste bo gekruisig is vir die Here Jesus, skryf hy die volgende vir die gelowiges. Hy sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus en die wederkoms bekend gemaak het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Vers 20. Dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig.